Goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Ja, dit is maandag, die eerste maandag van ons eerste volle 5-dag werksweek. Ek dink dit gaan vir almal 'n bietjie van 'n skok wees vandag om terug te wees by die werk. Almal moet nou weer vanoggend sukkel om aan die gang te word, maar ten minste is ons hier om seker te maak dat jy jou oggend saam met ons op die regte noot kan begin. Ek dink ons moet een of ander tyd 'n bietjie 'n gesprek met jou voer vir 'n paar wenke om so 'n week reg te benader. Nee, ek is die verkeerde persoon om daardie vraag te vra. Luister hier, die lang naweek was maar baie lekker. Ek het dit baie geniet. Wel, jy moet ingeskakel bly want vandag se program mag dalk soos 'n lang naweek voel. Ja. Jy weet, want ons baie lekker inhoud wat wag. Ons gesels vandag met Andrei Elof oor sy nuwe boek Street Smart in Suid-Afrika. Ons loer in by beide die Voortrekker Monument se Teatermuseum en die Tierlantjiesmark. Hoërskool Waterkloof se Dansakademie kom deel meer oor hulle produksie New York, The City That Never Sleeps. En Dirk van der Westhuizen verras ons met sy nuwe ballade Amper. Dit is iets wat ek nie gedink het in dieselfde sin ooit sal wees nie. Dirk van der Westhuizen en 'n ballade. Ek sien baie uit om daai onderhoud te hoor. Ras, ek moet vir jou sê, ek is kinderlik opgewonde om met hom te gesels. Ek dink baie mense onderskat hom, maar hy het nogal 'n diep kant aan hom. Jy weet, so ek het 'n baie sagte plekkie vir hom. Ek mag dit sê want hy weet, ek het dit ook al vir hom gesê. Nee, maar ek sien uit na die onderhoud. Baie opgewonde daaroor. Nou goed, eers tyd vir ons oggendpraatjies. Ras, Cullinan gebruik nou gevorderde tegnologie soos ekstraal transmissie en kunsmatige intelligensie om diamante meer akkuraat op te spoor en te ontgin. Die myn wat deur 'n Petra Diamonds bestuur word, werk nou meer as 'n kilometer diep ondergronds en fokus eerder op gehalte as kwantiteit. Nou met behulp van sensors, data en KI kan die stelsel diamante identifiseer en met uiterste akkuraatheid van die rots skei. Selfs die vloei van erts word digitaal gemonitor om probleme te voorkom en produksie te optimaliseer. Weereens die vordering van tegnologie en die rol van kunsmatige intelligensie. Ja, en vir 'n myn is dit belangrik om die regte hoeveelheid of meer as wat hulle eintlik wil te ontgin in terme van minerale. So ek dink dit is 'n wonderlike plan dat hulle nou tegnologie gebruik om meer diamante te ontgin, maar die ander kant, ek is altyd maar die devil's advocate, gaan dit die mense wat eintlik daar gaan grawe en daar in die mynboubedryf werk met hulle hande, gaan dit nou hulle werk affekteer, of is die tegnologie nou daar om nuwe vaardighede vir mense aan te leer? Is altyd 'n bietjie van 'n catch-22 dit. Definitief, want ek dink, jy weet, met iets soos kunsmatige intelligensie, is daar nog soveel wat kan gebeur en soveel ontwikkeling wat op 'n daaglikse basis plaasvind, dat 'n mens nie werklik weet, jy weet, hoe dit sommige bedrywe, sal ek nou maar sê, of liewer dalk sektore, dan nou in die toekoms sal beïnvloed nie. En as ons nou dink aan diamante in terme van die mynboubedryf, gaan die fokus op kwaliteit teenoor die kwantiteit die bedryf meer volhoubaar maak? Ja, waarskynlik. Ek bedoel, ek dink dit is iets interessant om dop te hou. Ja. Ek onthou destyds, baie jare gelede toe ek nog op skool was daar 'n uitstappie gewees en het ons so ondergronds ingegaan daar by Gold Reef City. Ja. En dit was vir my so interessant geweest om te sien, jy weet, hoe hierdie mense te werk gaan en ook hoe diep ondergronds hulle moet wees. Ek sal dit nie vir 'n lewe kan doen nie. Maar ek dink dit is ek dink op die einde van die dag is dit net vir my weer eens, soos ek sê, interessant, maar 'n mens sou hoop dat dit nie werksgeleenthede bedreig nie. I always think when it comes to mines, are they ever going to run out of diamonds? Because I mean, we've been mining in Cullinan now for hundreds of years. Like, wanneer gaan hulle ophou met die diamante? Maar dit lyk asof dit nou meer volhoubaar gaan word. Moving on to our next story. It seems to be getting pretty windy in California. 2 different hot air balloons were recently forced to do emergency landings. One of those incidents was quite dramatic. In Elk Grove, a balloon made what officials called an unplanned launch due to strong winds. As ek hoor unplanned launch, dan dink ek dat dit net sommer opgestyg, want die wind het dit laat opstyg. It then drifted into the side of the Sky River Casino and struck a power line before finally coming down safely in a nearby field. Footage shows that the balloon is struggling to stay stable in the air. The other incident, however, provided some amusement. A balloon carrying 13 people had to make an unexpected landing in a couple's backyard in Temecula
after it started hovering and running low on fuel. The homeowners said it narrowly missed their house. If you've ever wondered what a hot air balloon landing in your backyard looks like, we've got you. This video might be able to help you paint a better picture. Wow. They missed our house. They missed the fence, just like practically kissing the fence. And I'm just like, how did this happen? We're in somebody's backyard. It took me a little while to realize that that actually was a pretty dangerous scenario. And by the time I did, I realized like, well, everyone's fine. So we're all good. Woo! Wow. Ek het van hierdie storie gehoor en daar was wat plasings op sosiale media daaroor, maar ek het nie geweet daar was 13 passasiers nie. Nee, en ek moet vir jou sê, Ras, ek dink daai landingsproses, nê? Ons het mos nou al destyds hier op Goeiemôre Good Morning ook so 'n uitstapie afgeneem, uitstap in die lug. En ek dink daai landingsproses is nooit lekker nie, want jy weet nie wat om te verwag wanneer dit kom by iets soos die wind en hoe vinnig jy die grond gaan tref nie. Maar dan liewers so iets as wat 'n mens in water beland, kan jy jouself indink. I'm just thinking, I can't believe that pilot, hot air balloon pilot, managed to get it so accurately into that backyard. Because if you look at the video, it's not a massive yard. Dit is nie soos 'n erf nie, waar jy soos net ewes kan land nie. Dit is so 'n sticky postage stamp for the backyard. So I think that guy needs to go for training at NASA or needs to become a helicopter pilot or a airline pilot, because what a landing. And everyone was safe and sound. You could see in die mandjie, almal staan daar met 'n glimlag en baie. I think if I was in that basket, my glimlach would be a little bit tense and very nervous laughter, thinking, ooh, hierdie kan nou baie sleg opgeëindig het. Maar wat 'n interessante storie om met jou geliefdes te deel daarna. Ja. Wel diegene wat nou nie saam met jou in daai lugballon was nie, jy weet. So ek dink nee, dit is vir my, maar dit kan gevaarlik raak. Dit wys maar net weer eens dat hierdie soort van dinge nooit, hoe sal mense dit stel, risikovry is. Ja, dit is, but nothing is 100% safe, Nee. When you went in the hot air balloon, was it something that you enjoyed? Do you like heights? You don't mind them? Ja, ek het nie hoogtevrees of so iets nie. Ek dink dit hang af waar dit gebeur. Ek sal graag nog in Turkye so iets wil doen. Die Cappadocia, daai ballonne, dit is ek dink dit moet iets wees om te beleef. En jy was jy al in 'n Ek was al vir my ma se 60ste. Toe gaan ons so. Dit was regtig 'n once in a lifetime ervaring. So jy is fine met hoogtes solank die voëls nie daarbo by jou is nie. Ja, want dit net nie, is geen geveerde vriend of een wat kan spartel met vlerke moet saam in daai mandjie wees nie. Baie dankie. Absoluut dan nie. Spring ek uit, maar dan moet ek net 'n valskerm ook hê. Of in iemand se tuin beland. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug om te gesels oor 'n gids vir jong volwassenes. Jy kyk Goeiemôre Good Morning, gaan volg ons sommer ook op sosiale media. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Menigte jong mense betree die grootmenswêreld met kwalifikasies, maar min betree die wêreld met voorbereiding vir wat buite die klaskamer wag. Ons gesels vandag met Andrei Elof oor sy nuwe boek Street Smart in Suid-Afrika. 'n Praktiese gids vir diegene wat skool verlaat en jong volwassenes wat moontlik kan help om die lewenskennis en vaardighede wat nie noodwendig in die klaskamer bespreek word nie, op te doen. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. Goed, nou die boek is geskryf om die gaping basies te vul, as 'n mens so kan sê, tussen skool verlaat en dan ook daai hele proses om volwasse te word. Waar en hoe het jy agtergekom dat daar so 'n gaping is? Ek dink ons ou mense en almal van ons beleef dit daagliks dat jy dinge doen en jy is glad nie gekwalifiseer nie, jy weet nie hoe werk dit nie en dan begin jy nou maar met 'n ding. Dis altyd 'n probeer fouteer aksie en jy betaal skoolgeld. Ek meen ons almal is maar deur die meule, jy weet jy's klaar gestudeer met jou M-graad, maar jy weet eintlik nou nie hoe werk dinge nie. En al jou ouers sê vir jou, hulle probeer, en party van hulle vergeet hoe dit werk. Die skole, universiteite leer jou nie hierdie goeders nie, om paraat te wees, om nou eintlik 'n goeie burger in Suid-Afrika te wees nie. En dan vat jy nou maar die wêreld, en ek meen die meeste advies wat jy kry is om die braaivleisvuur en elders, en dan betaal jy maar skoolgeld. En toe sit ek nou baie jare terug, skryf al baie lank aan die ding, my kinders het so begin hoërskool vat, dus tog ek wag, ek met al hierdie goed wat ek nou soeke pyne vat, moet ek nou maar neerskryf, want ek sit dit met 4 keer, ek het 4 kinders, vertel hoe werk die goed, toe dit nou 'n lang tyd is, eintlik 'n empiriese leefwyse van my en my vrou, al die dinge wat ons deurgemaak, net om te sê, luister, dis al die goed wat jy nou gaan teekom, as jy nou gaan werk soek, as jy nou begin werk, as jy nou vir jouself 'n huis of 'n woonstel soek, wat gaan jou al stref, as jy nou 'n motor koop, hoe werk 'n begroting, want almal kry nou geld, nou weet jy nie wat om met die goed aan te vang nie, of hy maak droog, verkeerde keuses, wat ook al, en so is hierdie nou eintlik 'n tipe van 'n padkaart, waar ek hom nou so deurvat, en naderhand kom jy by saamwoon of trou, en al die wette wat jy nou daar so negatief beïnvloed, of positief, en dan gaan ek nou aan, jy moet later 'n testament hê, nou maar weet dit. En nou gaan jy deur die ding, wat van vriende en troeteldiere, en jy kry nou kinders. Ek het nou maar my ervarings oor kinders, ek sê, hierdie boek is nou eintlik so, as jy hom lees, dan jy nou maar self besluit hoe jy dit sal doen, maar dit laat jou dink. Want ek sê altyd, as jy effenskundig en jy het al daarvan gehoor, dan bring dit die frustrasiedrempel so 'n bietjie af. As jy nou weet jy gaan 3 ure staan in die ry vir daai lisensie, dan vat jy maar 'n koffievles en 'n koerant saam. Maar as jy dit nie weet nie, dan raak jy vuur warm daar onnodiglik so. Hoe meer jy weet, hoe beter vir jouself. Ja. En iewers in die boek probeer ek ook vir die ouens sê, entrepreneurskap, waaraan jy alles moet dink. Baie ouens sê vir jou, man, ek wil nie vir 'n baas werk nie. Hy besef nie eintlik dat al die kliënte sy baas is naderhand nie, maar lees net die goed. Ja. En eintlik is dit so 'n bundeltjie, as jy nou oor 4 jaar weer 'n kar gaan koop, lees bietjie waaraan moet jy alles dink en kyk voor jy gaan, en as jy weer 'n woonstel soek, lees net bietjie waaraan moet jy, wat jy moet doen en kyk,
Want dit help jou nou maar net om bietjie meer kundig te wees. Dis die gedagte. Dis maar 'n inspirasie. Soos ek sê, oor jare geskryf, en toe dink ek net iewers moet ek hom nou begin gee. Dis nie 'n akademiese boek nie. Dis nommer 1. En nommer 2 is dit ook nie 'n prosa boek in die letterkunde nie. As hier en daar 'n ou spelfoutjie gaan daar maar oor. maar die inhoud is van baie waarde. Andrea, jy het nou gepraat oor wat die boek eintlik behels. Die naam van die boek is Street Smart in Suid-Afrika. Hoekom spesifiek die fokus op Suid-Afrikaanse burgers? Want ons bly hier en ek bly hier en ons het hierso empiries die goed beleef en ek sal sê vir al die ou mense as hulle die goed lees dan gaan hulle sien, jy weet, ons het dit beleef, dalk 'n bietjie anders en hulle kan raad gee aan hulle kinders ensovoorts. Die ander ding is ek het eintlik weggetrek met die woord streetwise. Daardoor ek nie ek gradeer hom op na street smart. Sou net nie lekker geklink het as ek nou gesê het straatwys nie. Dis sou nie afgegaan. Nou, ek meen met daai in gedagte. Ek weet dit is 'n gids vol wenke, maar as jy een kon uitsonder, rakende die belangrikste ding wat jong mense moet weet wanneer hulle die sogenaamde grootmenswêreld betree. Wat sal jy uitlig? Ek sou uitlig die eerste 4 hoofstukke gaan oor die reg in Suid-Afrika. Jy weet ons mense is geneig om te sê ek wil niks weet van hof en prokureurs en boetes en al die slimmigheid nie. Maar ek trek weg met kontrakte. Almal lees nie hulle kontrakte nie. En eintlik probeer ek dit bietjie eenvoudiger maak om te sê alle kontrakte of baie van die kontrakte het dieselfde klausules en daar is net 'n verskil oor die doel van die kontrak. Een is 'n huur en die ander is 'n koop ensovoorts. So jy moet bietjie begin gewoond raak om kontrakte lees want jy gaan jou hele lewe lank met dit nou sit. Dis die eerste ding. Tweede ding is hoe werk die reg? Die oorwegende ding dat jy sekere verskillende howe kry. Jy kry prokureurs, advokate, staatsadvokate en al die goeters. Hoe spreek jy hulle aan? Hoe lyk handelingsbevoegdheid? Ek meen sekere ouderdom mag jy sekere goed nie doen nie. Wanneer skop dit nou in? Jy moet 18 wees om 'n vuurwapen. Jy word 18 word jy nou mondig. En. So dis al daaglikse goed wat jy net vinnig kan gaan opkyk en ook die feit dat daar 'n verskil is tussen siviele reg en publieke reg. Nou ek sê altyd die verskil tussen die twee is dit jy staan by die huis en jy sien daar steel jou buurman jou grasmasjien. Nou gaan jy polisie toe. Nou ondersoek hulle die ding. Nou is dit die staat teen die buurman, die burger, om hom nou aan te vat, om hom nou aan te kla dat hy nou 'n dief is en daarvoor kry jy 'n boete of tronkstraf, maar jy het nog nie jou grasmasjien terug nie. Nou moet jy 'n siviele saak burger teen burger, jy moet na die prokureur toe gaan. Laat hom nou aankla en dagvaar en doen om te kyk of jy geld kan kry of jou grasmasjien kan terug. En dis die goed wat die meeste van ons wil net niks weet van die goed nie. Die verkeersouens skryf vir jou 'n kaartjie, jy skrik jou mors dood. Alles wat hof en prokureurs is almal hysteries oor. Kry net bietjie daai agtergrond vir 'n begin. Weet hoe om dit te hanteer. Jy en jou vrou het hierdie boek saamgeskryf uit persoonlike ervaring. Hoekom was dit vir julle belangrik om dit saam te skryf? Sy het nie deelgeneem aan die skryf nie, sy kritiseer net wat ek sê. Maar jy moet nou mooi praat want ek dink sy sit mos nou hier buite net. Sy gaan hier kyk ook. Maar ek sê altyd ek het so 'n paar goedkoop egskeidings in my tas. So maar nee, ons het dit saam beleef en sy lees die goed en sê altyd vir my ek moet sekere goede woorde nie sê nie. Nou dit verstaan ek maar nee, dit is nou maar 'n lewensding wat jy maar deurgegaan het want alles wat my tref haar, ek meen dis nou maar net dit. So dis maar 'n lewenservaring. Baie belangrik. Gestel nou maar daar is iemand wat nou ingeskakel is en hulle wil graag hierdie boek in die hande kry, hierdie gids. Ja. Waar kan hulle dit in die hande kry? Die boek is in my tas. Okay. Hulle gaan hulle nogal sukkel, nee? Nie regtig nie. Hulle moet ek sal my e-pos gee. Ja. En dan kan hulle my daardeur kontak, dan sal ek vir hulle en ek kan enige plek
in Suid-Afrika aflewer van Koekenaap tot in die Kaap. Ek het 'n bende wat dit doen. Ja, En wat die is goed daai het nooit, ek het vir die e-posadres? vorige boek het ek seker 250 weggestuur. Niks het weggeraak nie, want ek op my selfoon kry ek die hoe die ding loop. Ons het 'n paar sekondes oor, so vinnig die e-posadres. Andrei.elof@hotmail.com. Dankie Andrei, ons sal daardie besonderhede natuurlik op ons sosiale media bladsye ook deel. Ons kuier net hierna by die Voortrekker Monument se Theatermuseum en loer ook in by die Tierlantjiesmark. Bly ingeskakel, ons gesels nou weer verder. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Toekomsbou Museum Theater by die Voortrekker Monument in Pretoria integreer 'n tradisionele museum met interaktiewe teater. Dis 'n vinnige reis deur 120 jaar se geskiedenis en ons het kom inloer. Asked us many times a day if we knew how great is Great Britain. She would emphasize to the point of boredom that the British Empire was the largest in history, spanning approximately 13.7 million square miles and including over 20% of the world's population. The sun never sets over Great Britain. Die Museumtheater het so 2 jaar terug ontstaan en as 'n sensoriese manier om die geskiedenis te deel met gehore. En dit is 'n baie lekker interaktiewe manier om die stories te vertel, ons stories weer op 'n vars, nuwe manier te hoor en baie keer stories wat ons nie geweet het of wat ons al vergeet het. Dis regtig ons stories en dis regtig 'n belewenis vir oud en jong. Ek sou die Toekomsbou Museumtheater regtig vir enigiemand aanbeveel omdat dit nie net 'n hoor van die geskiedenis is nie, maar 'n regtig beleef en 'n sien en 'n tasbare manier van die musiekkamer tot
'n dieper geskiedenis soos plaasmoorde, maar kom die deurlopende verhaal van bou deur. Tot 12 mense op 'n slag kan hierdie produksie saam kom beleef. 68% van Suid-Afrika se bevolking het verstedelik en is afhanklik van boere om kos op hulle tafel te sit. Net verlede jaar is $12,8 miljard se landbouprodukte soos mielies, wyn, tomaties, appels, pere, druiwe, sitrus en wol uitgevoer. Ons boere sorg vir meer as 800,000 plaaswerkers en hulle gesinne. Dis amper 4 miljoen mense. Sjoe. Ja, JP, ons boere is nie stoepsitters nie. Ons kan ons moue oprol en hard werk. As die omgewing net nie so moeilik was nie. Die regering meng in en dreig. In ons land het erfgrond waarvoor my ouma so hard in 1902 beklei het, treurgrond geword. Ek is die aktrise van die produksie en ek vertolk die rol van die vrou, die Afrikaner vrou deur die geskiedenis van 1902 tot vandag toe. My gunsteling is die geheime vergadering vertrek, nie net omdat ek op die voor kan skree en so 'n bietjie streng met hulle kan wees nie, maar ook omdat dit is waar hulle eers gemaklik begin raak in die toneel, waar hulle dit geniet, waar hulle saam lag, saam sing, saam speel. Ja, dit is absoluut my gunsteling. Ek wil graag mense hiernatoe nooi, omdat hierdie ons geskiedenis is. Ek was nooit hierdie geskiedenis op skool geleer nie, so dit is 'n lekker opwindende manier om dit te leer en hierdie is ons mense se storie, dis ons erfenis, dis ons geskiedenis. Hulle moet hier uitkom en ook deel daarvan wees. So ek speel basies een van die hoofrolle in hierdie toneelstuk. Ek dien as die storieverteller vir hierdie toneelstuk en basies die leier wat die mense of die gehoor deur elke toneelstuk lei, deur elke vertrek lei. My gunsteling vertrek of selfs gunsteling part van die toneelstuk is definitief die sangklas, nie net omdat dit so interaktiewe toneelstuk is wat basies die mees interaktiewe toneelstuk is nie, maar ook omdat jy regtig te doen het met wat ons kultuur maak, wat die musiek en die toneelspel kant van ons geskiedenis is. So waar anders sal 'n mens geskiedenis kan leer in so 'n lekker manier as soos wat hierdie toneelstuk elke liewe sintuig raak. So daarom sal ek mense nooi om juis geskiedenis op 'n lekker manier te kom leer. Mense kan die Voortrekker Monument se webtuiste besoek of die Erfenis Stichting se webtuiste. So dis www.vtm.org.za of es.org.za. Wat 'n unieke belewenis. 120 jaar se geskiedenis in 90 minute. En dit terwyl die gehoor sommer deel van die verhaal is. Dis 'n storie vol boustene van hoop, ondanks struikelblokke. Kom loer gerus self. Jy met jou driehoekie. Jy gesien hoe musikaal ek is. Presies op die regte oomblik. Ag ja. Weet jy wat, maar dit laat my so dink aan teater oor die algemeen, nie? Want hierdie is nou 'n ander soort teater, 'n bietjie meer interaksie tussen diegene wat soontoe gaan en die akteurs. Maar ek dink net die afgelope tyd nogal baie aan die rol wat teater ook, of die bydrae wat teater oor die algemeen lewer tot 'n mens se lewe. Yeah, I agree with that. I'm such a big theatre lover, and not only because I did theatre or that my degree was in drama initially, my undergrad, but I mean, it's just like such an escapist art form, and it takes you to places and times that you could never go, and I'm always so in awe of watching people on a theatrical stage just to go, this is what you've been put on this earth to do. Dis vir my baie spesiaal om 'n teaterstuk te gaan kyk. So daar's mense wat jou nou al op die verhoog gesien het, Lux. Ja. Nou jammer dat ek nou nie daai voorreg gehad het nie, maar besoek jy ooit hierdie markies? Ek doen en ek spandeer hopeloos te veel geld want al die klein kind of, what do they call them, like boutique creators en goedjies op met die hand gemaak is net vir my so lekker om aan te skaf. So I don't have breaks when I'm at a market. Wel, tierlantjntjies het nou onlangs plaasgevind en ons het so 'n bietjie ingeloer om te hoor hoe 'n paar mense wat dit bygewoon het, dit beleef het. Kom ons kyk so 'n bietjie. Ons kom elke jaar tierlantjntjies toe. Ons is altyd mal oor die gees en die lekker kos en stalletjies en dis net altyd 'n mooi dag. My gunsteling was maar seker die kos, die mense, net om hier te wees saam met goeie mense en lekker saam te kuier. Dis lekker sitplek om op te sit en
Yes. Nee, ek weet nie. Dis my eerste keer hier, maar ek sal sê is baie mense, die omgewing is lekker, atmosfeer is lekker, lekker rustig, musiek. Ja, nee, is lekker. Ek is vandag by die Tierlantjie fees want ek wil 'n bietjie kom sien wat is hier alles en dit lyk of hier baie lekker kos is hier buite. Ek het Tierlantjies toe gekom en obvious my vrou het my hiernatoe gebring. Want daar is natuurlik baie vir vrouens, maar daar is vir mans ook. Soos die lekker Prosecco champagne. Maar ja, ons het gekom vir om te sien hoe die interessantheid van al die verskeidenheid van produkte en ek moet sê dit is baie baie mooi. Ek dink dalk definitief die koffie is my favourite deel van die markie. Dit lyk vir my soos 'n baie goeie tyd en dis verskriklik mooi plantjies en blommetjies om na te kyk. Dit is altyd sulke unieke stalletjies met mooi kreatiewe uitstallings en ja, dit is altyd die highlight om te kom sien wat se stalletjies hier is. Ja, my gunsteling deel van die mark is natuurlik die binnekant, sal maar sê die indoor kant van die uitstallings met groot verskeidenheid. Ons het natuurlik daar baie goeie parfuums ook gekoop. Tierlantjies is anders as ander markte want dit is kleiner. Dis meer gefokus en ja, en dis baie kwaliteitprodukte. Ek dink dis baie om te sien. Dit lyk of die verskeie baie stalletjies is en hy's baie groot deur die jaar teenoor wat ek al gesien het. So ek dink dit maak hom definitief lekkerder as meeste markte. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. I
Jy kyk, goeiemôre, good morning. Van die verhoog in Pretoria tot die liggies van New York City. Die dansers van Hoërskool Waterkloof se Dansakademie neem hul talent internasionaal. Vandag gesels ons met dansafrigter Monjanay Botes saam met twee van haar dansers, Jana Bester en Denay Welgemoed, oor hulle opwindende produksie New York City, the city that never sleeps, en hulle toer oor see. Baie hartlike welkom hier by Goeiemôre, good morning. My mond hang nog oop, nadat ons daai video gekyk het. Hoe werk die dansakademie? Is dit 'n buitemuurse ding of is dit voltyds by die skool aangebied? So by Hoërskool Waterkloof kan jy dans as 'n vak vat, wat 'n amazing geleentheid is vir die kinders, en jy kan dit as 'n buitemuurs vat. So almal wat buitemuurs of dit as 'n vak het, neem dan aan ons produksie deel wat julle nou op die TV gesien het. Ja, dit was ongelooflik mooi. So julle produksie New York, the city that never sleeps. Wat kan gehore van hierdie vertoning verwag? Wow, daar's so baie dinge. Enige iets waaraan jy kan dink in New York, van die geel taksies tot 9/11 tot die Hudson River, enigiets soos dit. So ons span 'n groot deel van New York. Enige karakter waaraan jy kan dink. Ja. Wat aan New York verbind word. En julle sluit ook soos baie belangrike of bekende plekke in New York, soos Times Square en daai tipe goed in. So verduidelik, hoe was dit vir julle as dansers om letterlik op daai reis te kan gaan met julle dans? Ons gaan oor see mos nou New York toe. Ja, julle gaan. So dit het my baie geleer van New York, want ek het nie so baie geweet nie. So ons het geleer van Wall Street en obviously al daai dinge en plekke wat ek nou gaan sien, so dit gaan baie cool wees. Ja. En soos wat hy gesê het, dit is 'n groot verskeidenheid van die taksies tot by Hudson River. So ons het geleer oor alles wat in New York gebeur het en die danse verspeel wat in die realiteit van New York gebeur. Dit is so mooi. So hoe is dit vir jou as een van hulle afrigters om met so 'n konsep te werk en dan die koreografie op 'n manier te moet inbring dat dit weerspieël soos wat sy sê wat New York eintlik is? So ons is baie bevoorreg om 'n groot span te wees wat by Waterkloof werk met die kinders. So dis regtig 'n groot spanpoging. Daar's about 6 van ons as afrigters. Wow. En dit is amazing om met die kinders te kan werk en vir hulle te leer hoe om 'n storie te vertel sonder woorde. Ek dink dit is 'n gawe wat baie min mense op so 'n groot skaal kan leer op die einde van die dag. So jy het net jou liggaam, en ek gaan 9/11 as 'n voorbeeld vat, is een van ons kollegas se danse wat ons almal weet wat dit by 9/11 gebeur, en hulle dans met rose en dan op die einde van die dag soos die groepie steek mekaar aan. So dis 'n amazing choreographic devices wat sy gebruik in dit, en dan aan die einde dan is daar 'n hele kring van rose wat neergelê word vir 9/11. So dis is dit, en dan nou so Statue of Liberty, daai hele konsep van wat gebeur het in geskiedenis, om vir die kinders te wys dat ons doen dit op 'n liedjie Opportunity is die liedjie se naam, en net om te weerspieël dat daai geleentheid wat vir die kinders gegee word is soos 'n opportunity, soos die Statue of Liberty. Hulle het opportunity gehad om te groei uit hulle verlede uit, en die kinders het 'n opportunity vir wat vir hulle lê vir die toekoms, wat vir hulle wag. So ja. Dit is pragtig. So ek wil 'n bietjie praat oor die toer. Hoeveel dogters gaan op hierdie toer gaan, en gaan julle gehoorsaam wees vir die mense wat saam met julle gaan en julle gaan met oppas? Dit is wat ek wil weet. Ja. Hoeveel van julle gaan? Ek dink wel 16. Ja, 16. En wat gaan julle doen op die toer? Gaan julle 'n bietjie Broadway goed kyk? Wat waarna sien julle uit? Ons gaan workshops doen en ons gaan Broadway ook gaan kyk, en ons gaan by Juilliard dans, ja. So hulle is baie excited. Dit is 'n ongelooflike geleentheid. Wat hoop julle om terug te bring saam met julle? Behalwe vir die chocolates en al die crumble cookie. Memories, en ons 'n beter danser daar uit te stap en om meer te geleer het as wat ons geweet het, en om meer te leer van New York en hulle geskiedenis. Wat 'n ongelooflike geleentheid. Ek wil nou terugkom by die dansakademie. Watter tipe dansstyle dek julle alles? Is dit verskille? Is dit ballet, contemporary, jazz, tap, spans, watter goed word ingesluit? So ons hoofkurrikulêre dansvorme wat ons doen is ballet, jazz en contemporary, maar dan nou met die dansproduksie bring ons klomp ander style in. So ons dansers het 'n verskeidenheid waarvan so style wat hulle leer vir die produksie. So jy kan contemporary, jazz, ballet doen soos ons kurrikulêre forme, dan doen ons bietjie hip-hop by, en ons het al Spaanse danse en goedjies ook gedoen. So hulle is regtig blootgestel aan 'n reeks van style, en ek dink dit maak mense as 'n danser soveel meer volmaak op die einde van die dag.
Wat is julle gunsteling dansstyl? Vir my is dit persoonlik lyrical. Okay, en jy? Ek hou van jazz. Okay, jy is nou in matriek en die matriek dansers van die Dansakademie word nou amper as die eerste span beskou. Hoekom is hierdie tipe erkenning veral vir iemand en kinders wat in die kunste presteer? Hoekom is hierdie tipe erkenning belangrik? Ek voel net dans is 'n sport wat nie almal erken as 'n sport nie, omdat dit ook 'n kultuur is, maar dit is 'n baie sportiewe kultuur en dan is hulle geneig om te dink, maar dis maklik. Of hulle dink net nie eers daaraan nie. So vir ons beteken dit baie om erkenning te kry omdat ons elke Saterdag dans en ons dans elke dag van die week. En mense, as jy nie vriende het of familie, dan gaan jy nie eintlik weet hoe baie effort gaan in dit in. Jy gaan net wees soos maar dis net dans. Almal dans mos by 'n sokkie. Monjanay, vertel vir ons ook bietjie meer van wat mense kan verwag van die produksie en waar hulle kan kaartjies kry vir New York City, the city that never sleeps. Okay, so die produksie, ek noem dit altyd 'n rollercoaster, want van die get-go af is dit up, down. Jy kan enigiets van hip-hop tot jazz tot ballet verwag en die emosies loop saam met daai rollercoasters. Daar's regtig iets vir almal. En ons produksie is in die Staatsteater hierdie jaar van die 15de tot die 17de Mei en die kaartjies is op webtickets beskikbaar. So as jy reg is vir 'n avontuur, dan is dit die plek vir jou. Julle, ek het nou vanoggend soveel geleer oor wat beskikbaar is en watter geleenthede daar is by die skool. Ongelooflik. Baie dankie van Hoërskool Waterkloof hier vir julle 'n ronde applous. Baie dankie Monjanay, Jana en Denay. Dankie julle. Net hierna gesels ons met 'n kunstenaar wat ons gewoonlik met sy danspassies vermaak, maar die keer vermaak hy ons op 'n ander manier. Bly ingeskakel, Dirk van der Westhuizen deel hierna sy nuwe ballade. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Nou ja, dit was nuwe musiek van Dirk van der Westhuizen wat vanoggend hier by ons in die ateljee kuier. 'n Splinternuwe ballade amper. Dirk, dit is so lekker om jou uiteindelik hier op ons bank te hê. Dis baie lekker om hier te wees. Dankie. Ek het al oral saam met jou gewerk, my eerste keer hierso. Presies, en dit is nou vir my werklike hoogtepunt. Ek meen, ek moet sê hierdie is nou 'n bietjie meer van 'n rustige liedjie. Maar 'n mens kan tog so 'n bietjie op hom sokkie, so dalk sal ek dit weer doen in die toekoms by fees. Ek was nogal bekommerd geweest of mense kan sokkie op hom te sien dat die mense doen, te kom nou by die shows sing. So ja, die volgende fees kan jy definitief weer daai moves
wat jy laas uitgehaal het vir my kom wys. Dit Dit gaan ook bietjie meer van 'n ballet wees hierdie keer, né? Nee, definitief nie. Ek gaan daar trek ek nou die streep, maar dit is opwindend nietemin, ons sal 'n plan maak. Maar ja, kom ons gesels 'n bietjie daaroor, want ek meen is so 'n bietjie meer van 'n ernstige liedjie. Ek dink daar is baie mense wat weet dat jy 'n diep kant ook het en dat dit nie net altyd sokkie treffers en so is nie, maar dit is tog 'n bietjie anders. Ja. So wat het tot hierdie liedjie gelei? Eerlik, ek kan soveel antwoorde vir jou gee, maar ek voel net dis God. Die Here se tyd en die way wat die Here werk. Toe ek weer sien skryf ek hierdie songs, verstaan? So dit was nie beplan nie. My passie is nog altyd ballades en ek is 'n baie diep mens. Ek's makliker vir my om iets diep te skryf as iets oppervlakkig soos goeie suiker op my, verstaan? Nie dat ek teen dit, ek love my loopbaan, ek love my musiek, maar dis moeiliker vir my om daar te gaan. Diep goed is easy, want ek is konstant besig om gedigte en diep briefies vir my vriende en my ma en almal te skryf. So daar het ek kind of in wie ek eintlik is ingegaan. So hierdie het maar net so van self na jou toe gekom. Dit was nie noodwendig gebaseer op 'n ware verhaal waar jy geskryf het kyk, of ons almal weet hoe dit voel om deur 'n break-up te gaan. Ons almal weet hoe dit voel om agtergelos te word as jy nie wou nie. Jy weet, ons almal ken daai. So ek dink dit op 'n punt gekom waar ek daai gechannel het in musiek in. Daar was onlangs 'n baie hartseer ding wat gebeur het. Jou pa is oorlede. Ja. En ek weet jy het al 'n paar dinge daaroor ook gesê op sosiale media. En weer eens jammer daaroor, maar ek dink wat vir my so mooi is van jou siel weer eens is dat jy vashou aan daai herinnering en dit ook so half kan 'n mens die woord, dit voel so formeel om te sê inkorporeer, jy weet, in dit wat jy doen. Veral wanneer 'n mens kyk na die musiekvideo ook. Ja. Vertel ons so 'n bietjie. Wel, eerstens, my pa het altyd vir my gesê ek moet 'n snor groei. Ja. Dan sê ek vir hom, pappa, ek gaan nie 'n snor groei nie. Ek gaan stupid lyk. So toe hy begin siek word, toe hy het Alzheimer's gehad, het ek die snor gegroei, maar hy het nie regtig agtergekom nie. So ek hou dit vir hom, ek gaan dit vir ewig dra, so die mense wat sê ek moet dit afskeer, ek gaan nie. Dis vir my pa. En dan het ek 'n heavy déjà vu moment. So as jy déjà vu het, dan is jy op die regte plek in jou lewe. Anyway, so en dan die kar in die video ook. Soos my pa het my ouderdom het hy 2 sulke Porsches gehad, 'n swart een en 'n silwer een. Dis hoekom my ma verlief geraak het op hom. En en dit ek gedink kom ek kry die kar in die video, soos kind of 'n hulde blyk aan my pa. En dit is so mooi. Ek dink dit is presies hoe 'n mens daai mense waarvoor 'n mens dan so lief is ook laat voortleef. En hoe wonderlik om dit te kan doen met jou talent en jou musiek ook. Mens dink jy is reg vir so iets. My pa was lank siek. Jy dink jy's reg tot dit jou tref. En besef jy, o, jy siek, hierdie is erger as wat jy gedink het dit gaan wees. En terselfdertyd wanneer 'n mens na die liedjie luister, presies soos wat jy sê, ek dink die meeste van ons kan vereenselwig wanneer 'n mens daarna luister, maar wat sou jy nou wil hê moet jou aanhangers uit hierdie liedjie saam met hulle neem wanneer hulle daarna luister? Ek dink soveel mense is in verhoudings net om in iets te wees en baie mense besef nie hoe toksiek dit kan wees nie. Die song gaan oor iemand wat jou gesond lief hê. Jy moet iemand hê wat stil kan sit langs jou en jou heel maak binne. En as jy nie daai het nie, is jy nie in die regte plek nie. So my wens vir almal is om daai persoon te kry wat jou waarlik vol maak in die binnekant. En ja, dis maar die overall boodskap. Sien, ek het gesê, dis 'n baie diep mens, ons weet dit nou al altyd. En ek wou nou nog dieper gaan, dus ek kom hom liewer teruggebring. Ek bang ek kom in die moeilikheid want dit lyk my elke keer wanneer ek met jou gesels, dan ontaard dit in een of ander diep gesprek. Ons moet dat definitief nog saam kan. Eintlik heeltemal te diep. Ja. Maar goed, dit is beskikbaar op alle aanlyn platforms. Mense kan gaan stroom daarna luister. Ja, dis oral, al die digitals, musiekvideo's daar. Asseblief share met al julle maatjies. En net ter afsluiting, enige toekomsplanne, iets in die pipeline waarvan jy ons in hierdie stadium al kan vertel? Klomp sulke songs. Ek het baie dieper songs geskryf. Party van hulle is bietjie meer in 'n sokkie vibe, party is baie dieper. So ek hoop eerlik dat hierdie 'n draaipunt kan wees. Nie dat ek ooit my dansmusiek agterlos nie, maar dat 'n draaipunt kan wees wat ek die voorreg kan hê om my dieper kant te wys. Dirk, 3 dinge, belangrike dinge. Moet asseblief nooit ophou skryf nie en hou aan om daai diep liedjies te skryf, maar laat ons ook toe om altyd te kan sokkie op jou musiek en moenie van die snor ontslaa raak nie. Yes.
Ek dink dit Dankie. lyk perfek. Dankie. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. Dankie vir die voorreg. En sterkte ook met die sukses van hierdie nuwe liedjie. Ons sien uit na die res van die ballades wat ook gaan volg. Goed, daarmee dan vanoggend se goeiemôre, good morning, maar ons is môreoggend weer terug. Dis dan al van ons kant af vir nou en onthou om gerus 'n draai op ons YouTube kanaal te gaan maak en sosiale media platforms om na ons in diepte gesprekke te gaan kyk en te luister. Maak seker so terloops dat jy ons oral op sosiale media ook volg. Tot môre.